het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het die besittings tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun al sy goed en geld omgesit, na 'n ver land gereis, en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkoos. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek, en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil, met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Voordat ons verder lees, kom ons vra die Here se seën. Here, ons is dikwels op 'n plek waar hierdie jong man homself bevind het. Ons is dikwels op 'n plek waar ons nie wil wees nie. Ook vir ons was daar 'n omdraai kans, 'n geleentheid om terug te keer, 'n geleentheid om teenoor U te leef. En daarom kan ons U vanmôre loof en prys, ewige Vader, Skepper Heer, magtige Heiland, Verlosser, Heilige Gees. Amen. Na vers 20 hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek het vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, en bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit, en laat ons eet en feesvier. Want hierdie seun van my was dood, en het weer lewende geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en na by die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep die een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af, en u het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie, en vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Want toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewende geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Wil saam met jou stil. Here, wanneer ons 'n gedeelte soos hierdie lees uit die Bybel uit,
gelykenis, woorde wat uit u mond gekom het, dan is dit vir ons so bekend, ons weet presies wat dit gaan vra, wat dit gaan sê, ons weet wat die uiteinde gaan wees. Maar u woorde, Here, is nooit eenvoudig nie. Ek kan dalk dink ek weet wat hier staan. Maar eintlik word hier met my op 'n ander vlak gepraat, Here. Eintlik word hier tussen die woorde, met ander woorde met my gepraat. En ek gaan dit vandag hoor en ek gaan dit beleef. Die vraag is, gaan ek luister? En as ek dit hoor, Here, gaan ek anders probeer wees? Gaan ek deur die Heilige Gees partykeer oor dinge op 'n ander manier nadink? Gaan ek met u krag en met u leiding 'n bietjie aan myself werk? Want hierdie gelykenis, Here, kom maak 'n bietjie kaste oop. Goed wat ek wegsteek, goed wat deur mekaar is, goed wat ek dink ek sal volgende week of volgende jaar daarna kyk. En ek wil vanoggend vir u sê, ek is gereed. Ek is gereed om te luister, ek is gereed om anders te kyk, ek is gereed om u leiding en u raad te vra ook hier. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie, Here, vir 'n 1 Junie wat winter is en vreemd voel. Dankie, Here, dat u ook met baie van ons geliefdes, baie ook van ons gemeentefamilie op paaie is, waar hulle gaan uitspan met die lang naweek, en dat ons maar vra, Here, dat u hulle veilig terugbring. Dankie dat u die mense naby aan ons bewaar. En dankie vir elke geleentheid wat ons mag gebruik om vir voorbidding te vra, ook vir ons geliefdes in ons geboorteland. Ook vir mense, Here, wat baie keer in omstandighede uitgelewer is, wat ons so goed ken. Ons bid spesifiek ook vandag, Here, vir 'n gesin en 'n familie rondom 'n bed in die hospis, waar dit moeilik is om totsiens te sê, om afskeid te neem. Dis u krag wat 'n mens staande hou, Here. En dis u vrede wat 'n mens se wese kom vol hê. Laat ook daar u wil geskied. Gebruik hierdie erediens om met ons te werk, Here. Gebruik hierdie erediens om gedagtes in my kop te plaas, wat ek nie altyd aan wil dink nie, maar wat so nodig is. Want ek wil naby u leef, ek wil teenoor u leef, Here. Vergewe my vir die kere dat ek u genade goedkoop maak. Vergewe my vir die kere dat ek sonder hoop leef. Vergewe my vir die kere dat ek soms so teen my omstandighede vaskyk, dat ek die groter prentjie heeltemal uit die oog verloor. Dankie, Here, vir u geduld met my. Amen. 15 kry jy te doen met 3 gelykenisse. Eerste gelykenis wat ons nie gelees het nie, is 'n man wat 100 skape het, en een raak weg, een verdwyn. En dan sit hy hierdie ouetjie agterna, en hy gaan soek hom totdat hy hom kry, en as hy hom kry, is hy verskriklik opgewonde. Daar's rede om fees te vier. Daar's 'n tweede gelykenis. 'n Vrou het 'n hele paar muntstukke, sy het 'n hele beursie vol munte, maar een raak weg. En sy fynkom haar huis, totdat sy daai muntstuk kry, en as sy hom kry, is daar opgewondenheid, want iets wat weg was, het sy nou weer gekry. En dan begin die derde gelykenis. En hy begin bietjie anderster. 'n Man het nie net 1 seun nie. 'n Man het 2 seuns. En dadelik weet jy, hier kom iets anders.
Dis 'n gelykenis wat vertel is deur 'n groot meester wat met 'n paar woorde 'n les aan jou hart kon vasmaak wat 'n prediker vir 2-3 ure nie kan doen nie. Die derde gelykenis is die een wat ons ken as die gelykenis van die verlore seun. Maar eintlik hier gaan dit oor 'n verskriklike gebroke familie. Gaan oor 'n stikkende groep mense. En daarom ook die 2020 vertaling sal jy sien gee die gelykenis 'n ander opskrif. Nie meer die gelykenis van die verlore seun nie, maar die gelykenis van die pa met die 2 seuns. Nou gewoonlik is 'n huisgesin 'n plek waar jy vrede kan vind. Einde van 'n lang werkdag, dan gaan jy huis toe. Aan die einde van 'n lang skooldag, aan die einde van 'n wiskunde vraestel, gelukkig kan ek nou huis toe gaan. Dis 'n plek waar jy vrede kan vind, dis 'n plek waar jy weer heel kan word, dis 'n plek waar gebroke mense weer bietjie kan asem skep. Jy kan die deur toemaak vir die wêreld daar buite, jy's tuis. En as dit nie so is nie, dan raak dit moeilik. Heel dikwels moes huisgesinne eers vol word voordat daar vrede kan kom. Wat bedoel ek? As jy om 'n tafel gaan sit as 'n gesin en daar is 'n stoel leeg, maar daar is iemand wat eintlik op daai stoel moet sit, maar hulle is nie daar nie, dan gaan jy as huisgesin altyd bly smag, altyd bly wonder, altyd bly dink, hoekom is hierdie stoel leeg, wat eintlik moet vol wees? Nou lees ons volgende die gelykenis van die verlore seun en almal weet presies wat gaan gebeur. Daar's 'n voorspelbare manier waarop ouens na hierdie ding kyk. En dis nie altyd die regte manier nie. In die Bybelse tyd, toe Jesus hierdie gelykenis vertel het vir die spul Jode, was dit baie maklik geweest om die rolle toe te ken. Die pa is duidelik God. Die verlore seun het daai spul gesê is die klomp heidene wat ons in die huis toegelaat het en nou vat hulle weer die pad en nou moet God weer na hulle gaan soek. En die arme oudste seun wat aan die kortste kant trek is ons, die Jode, wat nog altyd daar was, altyd by God was, baie keer misgekyk word, baie keer afgeskeep word. Ook in my lewe het ek al baie preke gehoor, en dis hoe hy deesdae afgaan. Weereens is die pa God, en die verlore seun is daai afvlek duifie, daai swart skaap, hy moeilikheidmaker in die familie wat pad vat, sy vingers gaan verbrand, sy les gaan leer en dan terugkruip huis toe. En gelukkig, omdat die pa God is daar baie genade. En dan die oudste kind is die ouens wat altyd naby God geleef het, altyd naby God is, altyd by God bly, altyd teenoor God leef. En dan as hulle weer sien is hierdie heiden in hulle midde en hulle voel nie lekker daaroor nie. Dis hoe ons hom dikwels interpreteer. Maar Jesus praat dieper. Ek en jy speel dikwels meer as een rol in ons lewe in hierdie gelykenis. En ek gaan nou vir jou sê hoekom. Ook hierdie gelykenis is soos die res van die Bybel, soos die res van Jesus se woorde. Al is dit 2000 jaar teruggeskrywe, sit 'n mens soms by 'n idee en sê, die Here my lewe in gedagte gehad, want hierdie voel asof dit net vir my geskryf is. Ek het net nou gesê, ons het 3 gelykenisse by een hoofstuk, 3 welvarende mense, die ou wat 100 skape het, dit gaan goed met hom, 1 dwaal af, hy kry hom terug. Die vrou met die klomp muntstukke, 10 muntstukke, beursie vol muntstukke, 1 raak weg, dit gaan nie sleg met haar nie. Maar dan kom ons by die pa. Daar was eendag 'n pa met 2 seuns wat gaan moet erf. En dadelik weet jy, hier kan die vonke spat. Hy verloor uiteindelik ook iets, kry dit weer terug, begin feesvier, maar dan kom jy met 'n skok agter. Hierdie fees was te vinnig.
Die ou wat die skaap verloor, kry die skaap terug en hy begin feesvier en almal is gelukkig. Die vrou wat die muntstuk verloor, kry die muntstuk terug, sy vier fees, almal vier saam met haar. Maar die oomblik toe die pa begin feesvier hier, kom jy agter, dis te vroeg. Uiteindelik eindig die gelykenis met 'n twis. As eintlik nie rede om fees te vier nie. Waar begin 'n mens hier? Met die woorde wat ons erediens mee begin het. 'n Pa het 2 seuns gehad. Nou in die Bybel, as jy hierdie formule kry, dan weet jy, hier is 'n resep vir 'n konsternasie. Adam en Eva het 2 seuns gehad, voorset. Jongste een was duidelik voorgetrek, die oudste een sê, ek wil dit nie hê nie, kom ek maak jou dood. Abraham het 2 seuns gehad, een by 'n slavin Ismael, en toe jong Isak op die toneel verskyn word, Ismael en sy ma die woestyn ingejaag. Isak het 2 seuns, Esau en Jakob. Esau die oudste van die tweeling. Uiteindelik is dit die jonge Jakob wat deur God geseën word. Dit maak dit 'n bietjie moeilikheid. En die oomblik as jy hoor hierdie man het op 2 seuns, dan weet jy die jongste hier gaan die moeilikheidmaker wees en die jongste gaan duidelik ook die gunsteling wees. Dis baie keer die konsternasie met die man en 2 seuns in die Bybel. En so is dit dan ook. Is die jongste wat kom en baie voorbarig, baie arrogant, baie kortsigtig sê, ek soek my goed. Ek soek die deel wat aan my toekom. Is eintlik verskriklik erg om 'n testament te lees as daar nog nie 'n lijk is nie. Maar dis presies wat hier gebeur. En nou het die mens baie keer die gedagte gehad dat die goede helfte gedeel is, maar dis nie hoe dit in daai tyd gewerk het nie. As jy Deuteronomium lees, Deuteronomium 21, dan kom jy agter die wet wat gegeld het is, die oudste seun kry 2/3 en die ander seun 1/3. En miskien het dit hier ook so gewerk, ek kan nie dink dat dit anders gewerk nie, want dis hoe die wet gelei het. En dis waarskynlik die rede hoekom die pa en die oudste broer wat toe nou agterbly nog kon oorleef. Gelukkig is die jongste net met 1/3 weg. Ek het altyd gedink, as jy in Engels lees oor die prodigal son, dat het gegaan het oor die verlore seun, maar toe kom ek agter, is nie 'n deftige woord vir verlore nie. Dit beteken verkwistend en roekeloos. 'n mooi definisie, wastefully extravagant. Dis wat hierdie ouetjie was. Hy sit al sy goed en geld om en hy vat die pad en dan gaan dit baie lekker. Die Griekse woord is diaskerpatsu. Diaskerpatsu beteken jy gooi geld rond asof dit vullis is. Jy gooi geld rond asof daar nooit 'n einde gewees nie. Wat hier gebeur is baie disrespekvol. Ek ken mense wat wag dat hulle ouers moet doodgaan sodat hulle iets kan erf. Ek ken mense wat hulle lewe so bietjie op hold geplaas het om uiteindelik te erf en dan te begin leef, want hulle moet daai geld gebruik. Hulle eie geld maak hulle nie. Ek ken sulke mense, maar hierdie ouetjie kan nie wag nie. Hy vra sy goed voordat sy pa doodgaan. Maar nou het ek te doen met die eerste tamaletjie in die gelykenis. Weet as mense hierdie gelykenis lees, dan dink jy dadelik die pa is God. Maar dan doen die pa iets wat ek nie aan God kan vasknoop nie. Die pa laat hom manipuleer. Die pa laat hom 'n rad voor die oë draai. Die pa laat hierdie wesetjie, hierdie verwende bloetjie, sy sin kry en hy gooi die hele huishouding omver. Op hierdie stadium kan ek nie die pa aan God koppel nie. Want God doen nie dit nie.
tensy hier al 'n bedekte les is, tensy hier al Jesus woorde is wat jy nie hoor nie, maar wat jy met jou hart moet vasmaak. Tensy Jesus vir ons hier wou wys, wat gebeur as God nou maar toelaat dat jy jou wil kry. En is by hierdie punt dat 'n mens al vir mekaar kan sê, dis waar die eerste moeilikheid inkom. My wil, wat ek wil hê, hoe dinge moet loop, en wat God wil vir my, en wat in my lewe gebeur, is dikwels twee verskillende goed. En heel dikwels is ek en jy die mense wat nie altyd God se wil verstaan nie. Wat hom beskryf is almagtig groot en in beheer, maar dit is soms moeilik om dit in my lewe te sien, wat die dinge loop anders as wat ek gedink het dit moet loop. En ek wonder baie keer, wat sou gebeur as God nou maar sê, hoorie, laat nou maar jou wil geskied. Miskien verduidelik hierdie gelykenis dit, sonder woorde. Wat gebeur die dag as God nou maar net 'n mens toelaat om te sê, maar gaan doen nou maar net jou ding. Wat sou die dag gebeur as die mense eie selfsug en jou arrogansie en jou eie geregtigheid die boot toe voer en nie sy wil nie? Ek weet ons bid baie keer, Here, laat U wil geskied. Ek kyk maar na my eie gebede, is dikwels 'n lys van goed wat ek wil hê moet gebeur, en so vir 'n nagedagte, laat U wil geskied. Bedoel ek dit regtig? Of klink dit goed? Dis nou maar hoe 'n mens moet bid, dis hoe jy jou gebed afsluit, dis die normale, of bedoel ek dit werklik? Hoe lyk dit wanneer hierdie vader nou maar toelaat dat hierdie ouetjie sy eie ding doen, al is dit nie goed vir hom nie? Hy vat die pad, hy gaan leef hierdie goed uit, en nou het ons 'n dominee gehad wat gereeld by die skool kom open het, en elke keer as hy by die skool kom open het hy hierdie gelykenis gelees, en dat hy hier gestop. Vir die dominee was hierdie oomblik die hoogtepunt, toe hierdie ouetjie al hierdie goed het, en die vriende swerm om hom, en dit gaan goed terwyl hy al hierdie goed het, en almal is om hom, die oomblik toe al sy goed uit is, dis daar niemand nie. Vir die dominee was dit die les gewees hier. Kyk mooi wat sy vriende jy maak. Want hierdie het ons ook al aan ons lywe gevoel. Wanneer dit goed gaan, wanneer jy goed het om rond te gooi, wanneer dit voorspoedig gaan, dan swerm dit om jou. Maar die oomblik as die onheil kom in die ellende, dan sit jy alleen, en uiteindelik land die ouetjie in 'n varkhok. En nou weet jy, hy's nie in Israel nie. Die gelykenis sê hy was ver buite die landsgrense. En hier kom jy dit agter, want Israel doen nie varke nie. Jy kry dit nie op hulle menus nie, dis nie in hulle hokke nie, dis nie na hulle huise nie, dis nie op hulle velde nie, op die gras nie, dis nêrens in die land nie. As jy argeologiese opgrawings doen in Israel, is daar nie varkbene nie. Hierdie varkhok is die bewys dat hierdie ouetjie regtig ver was van die huis af. Dan kom 'n hongersnood. In Israel sou daar 'n wet gewees het wat jou sou versorg het. In Israel was mense gemaan om na mense te kyk wat in die nood is as daar nood kom. Nee. Die ouetjie leef vinnig alles uit. Dit ideas korpatsu ordentlik. Hy gooi die geld dat dit so trek. En dan is daar niks. Daar's 'n opdrag, daar's 'n ou met 'n varkhok. Hy is die eienaar. Gaan pas my varke op. Wat? 'n verskriklike verleentheid. Maar dan kom jy agter, hy gaan soek nog nie hulp by die pa nie. Die berou is nog nie daar nie. Gaan krap eers my eie potjie, al is dit in 'n varkhok.
Nou al ryk hy op hierdie stadium soos 'n vark en al lyk hy waarskynlik soos 'n vark, het hy daarom nog nie verheidens nie. Hy sit nog nie sy mond aan varkvleis nie. Hy is lus vir die pele en hy sal dit eet. Maar niemand bied hom aan nie. En dan dink hy by homself, my pa het hoeveel dagloners. En dit gaan beter met hulle as met my. En dis waar hy begin met sy omdraai poging, by die dagloners. Hy kan amper sien, hoe sit die vet om die slawe se monde. Dit gaan baie beter met hulle as met my. Kom ek draai om. En dis my tweede tamaletjie in die gelykenis. Eerste ene waarin ek swaar gesluk het, God is nie die Vader wat hom laat manipuleer nie. Die tweede tamaletjie, draai hierdie ou om net omdat hy honger is. Want lees hierdie gelykenis, is dit die rede, ek gaan van die honger vergaan. Is daar ware berou? Hoe diep kan 'n mens se skuldbelydenis lê, as jou hongermaag agter dit lê? Hoe diep kan jou berou regtig wees, as dit net gaan oor iets wat nou by jou mond moet ingaan, wat jy nie het nie? Jy het ook al in hierdie varkhok gesit. Hoekom het jy teruggegaan? Was dit omdat daar werklik berou was? Of was dit omdat jy swaar gekry het? Wat was dit? Gelukkig sien die Vader hom van 'n afstand af raak, want terwyl hy soontoe loop, oefen hy in 'n toespraak. Ek het teen U gesondig, teen die hemel gesondig, ek is nie meer werd om 'n kind te wees nie, maak my maar dagloner. Dis dan ook wat hy sê. Maar die woorde sink nie in nie. En die pa is so bly om hom te sien, hy doen iets wat 'n pa in daai tyd nie gedoen het nie. Hy hardloop en hy omhels hom en hy soen hom en hy druk hom en hy verwelkom hom terug. En vir die eerste keer in die gelykenis sien ek vir God raak. Vir die eerste keer in hierdie gelykenis kan ek hierdie oomblik met God assosieer. Want hy moes dit al met my ook doen. Hy ontferm hom altyd oor elke sondaar. En dan uiteindelik sluit hierdie gelykenis aan by die vorige twee. Iets het weggeraak, jy het hom gaan soek, jy het hom gekry, jy bring hom terug huis toe en jy vier fees dat die mure bewe. Jy sê vir die dienaars, bring vir hom 'n stola. 'n Stola was 'n boekleed wat net vername mense gedra het. Bring 'n stola, bring 'n goeie ring, bring 'n paar sandale. En dan die rede. My kind was dood en hy leef weer. My kind was weg, verlore, en hy is weer terug. Luister mooi na die pa se woorde. Want dit is belangrik. En dan begin die fees. Maar daar is 'n sitplek oop. Die fees is nie voltallig nie. Daar is 'n sitplek oop en iemand wat daar moet wees, is nie daar nie. Hy is buite die veld, hy kom terug huis toe. Hy hoor die klanke, is altyd so wonderlik as ek lees. Hy hoor die musiek en hy hoor die gedans. Dis 'n lekker storie daar binne-in. En dan is daar iemand wat hy roep en sê, wat gaan hier aan? En die persoon vertel van jou boetie is terug. En dan lees ons, hy was regtig briesend. En hy het geweier om in te gaan.
Ek wonder baie keer, is ek die enigste een wat verstaan hoe hy moes voel? Of hoor jy hom? Toe sy pa uiteindelik uitkom, want hier begin die soektog regtig. 'n Mens dink altyd aan die verlore seun is die boetie wat in varkhokke gaan bly het. Maar hier klink hierdie gelykenis nou eers soos die ander twee. 'n Skaap raak verlore, hy gaan uit en hy soek hom en hy bring hom terug. 'n Muntstuk raak verlore, sy gaan uit haar pad uit om die muntstuk te soek. 'n Seun raak verlore, hy weier om in te kom, die pa gaan uit om hom te soek. Daar's 'n sitplek oop by die fees. My kind is verlore. En dan vertel die ou hoe hy voel. Was al die jare by pa. Ons moes maar klaarkom met wat gebly het. Ek het geen opdrag verontagsaam nie. Ek was altyd by pa, teen aan pa. Ek was maar hier. Daar was nie 'n bokkie vir 'n fees saam met my vriende nie. En dan kom jy agter wat hy oop stoel van die varkhokboetie regtig aan hierdie gesin gedoen het. Want hierdie kind was teen sy pa, by sy pa. Maar daai oop stoel moes hierdie pa so gepla het, hy die horison so dopgehou, dat hy daar was, maar ook nie. 'n Afgeskeepte kind. Eintlik verwaarloos. As jy na die eerste gelykenis kyk, dis wanneer die herder met die een skaap terugkom en die trop is nie meer daar nie. Kom jy agter, die gelykenis eindig oop. Is nie 'n slot geskryf nie. Die gelykenis eindig waar die pa buite toe gaan en sê, jy was altyd by my, my kind, wat ek het is ook joune. En ons moet fees vier, want jou broer was dood en hy leef weer. Maar nêrens lees jy wat gebeur het nie. Daar's nie 'n slot nie. Hoekom? Want ek en jy skryf hierdie slot. Jy sien hierdie oomblik kom wys die twee goed wat dikwels in ons lewens gebeur, wat bitter gevaarlik is. En albei hierdie goed lê in die twee boeties se oë. As jy kyk hoe kyk die oudste broer na sy jongste boetie, kan ek nou vir jou sê, hy sien hom as iemand wat kans vat. Wat sy pa manipuleer, wat sy pa se goedheid gaan misbruik, wat sy pa se genade gaan goedkoop maak. En hy is waarskynlik reg. Ewe skielik wonder ek, waar staan ek wat daai goed aanbetref? Hoe diep lê my berou as ek afgedwaal het? Hoe wyd lê my smeking vir vergifnis? En kom ek nie maar ook baie keer nader en ek misbruik daai selfde genade nie? Die tweede gevaar lê in die jongste boetie se gesig as hy na die ouer broer kyk, want wat sien hy toe hy terugkom? Hy sien woede, wraak, 'n harde hart. Hy sien onvergewensgesindheid. Dit kan my ook knielter. Dit kan my ook van die feestafel af weghou. Uiteindelik lê die sleutel in die pa se woorde. Daar's lewe na die dood. Kom ons vier dit.
Het jy agtergekom in hierdie gelykenis? Vra niemand vir vergifnis nie. Voordat die wegloop seun dit kan doen, keer sy pa hom. En sy pa vra ook nie die oudste broer om vergifnis nie. Hy sê net, my kind, jy is altyd by my. Niemand vra vergifnis nie. Al drie het genade so nodig. Mag ek nie wees wat die ouer broer by die jonger broer raak gesien het nie. En mag ek nie wees wat die jonger broer raak gesien het toe hy na sy ouer boet kyk nie. Mag ek werklik so geraak wees deur die lewe na die dood dat ek my stoel gaan inneem. Amen. Here, ons plekke is baie keer leeg. By U. Het kan wees dat ons afdwaal, wegraak, en dat ons berou nie regtig diep genoeg sit nie. Dit kan wees dat ons verontreg voel, afgeskeep, verwaarloos, een kant gaan staan, en nie genade soek nie. Hoe dikwels is ons plekke nie leeg aan U tafel nie. Deur die Heilige Gees laat my besef wat lewe na die dood werklik beteken. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.